Die Tafelberg kabelkar, 'n moederstad-ikoon. 24 Oktober 1929 word die grensverskuivende vervoermiddel amptelik bekendgestel. Mense besef dat nie almal die mense die berg kan opgaan nie. Om dit toegankbaar te maak vir almal, moes ons 'n vervoermetode kry om mense na bo te kan vat. Die kabelkarretjie destyds was uit hout uitgemaak. Kan jy dit glo? Hy kon ongeveer 19 mense vat. En myn insigs dink ek het baie stadiger gegaan as die een wat ons huidiglik het. Julie 2016 neem Wahida Parker oor as bestuurende direkteur van die Table Mountain Aerial Cableway Company. Sy is 'n eerste generasie Suid-Afrikaner. Haar ouers verlaat Kalusta, 'n dorpie in Indië op die oewers van die Vashishti rivier, om 'n beter toekoms in Suid-Afrika te kom soek. Hulle het swaar gekry in Indië. Dit was nie 'n maklike lewe nie. Destyds, toe was dit mos die Britse wat regeer het, beide in Suid-Afrika en in Indië. En daar was 'n geleentheid geskep vir mense om Suid-Afrika toe te kom. Jy het ook 'n paar goeie rolmodelle gehad in jou familie. Absoluut. Ek dink my ouers en om die waarheid te sê, almal wat van Indië afgekom het om 'n bestaan hier te kom maak. Maar ek moet vir jou sê, die persoon in my lewe wat altyd sal uitstaan, is my ouers sussie. Sy het maar standaard 4 klaar gemaak. Maar sy was 'n entrepreneur en ek het haar verloor. Maar sy bly steeds baie na in my hart. Alles wat ek vandag achieve het, is as gevolg van haar en haar inspirasie in my lewe. Maar dit geld nie net vir haar nie. My hele gesin, my oudste boetie, het in die winkel gewerk, sodat ons universiteit toe kon gaan. My ander sussie het 'n stryd geveg teen kanker, maar met soveel moed, met soveel grasie. Ek is baie dankbaar vir al die rolmodelle in my lewe. Vertel my 'n bietjie van jou skoolloopbaan en die keuses wat jy gemaak het. Laerskool was ek by 'n Rooms-Katolieke skool. En my ma het daarop aangedring. Nou kan jy jou dit insien. Vrou van Indië, kan skaars Engels of Afrikaans praat. En kyk, daai dissipline het baie goed gehelp in terme van ons karakters te bou, maar ons het nooit opgegee op ons eie geloof nie. Ek het toe Salt River High bygewoon en dit was tydens 1976. En daar was ek blootgestel aan die politiek van die land op daai tydstip. Ek verstaan jy was redelik oproerig geweest in jou skooljare en het nogal in die moeilikheid beland. Baie in die moeilikheid beland. Eerstens by die huis met my ouers. Ek meen, hulle het gevoel, jy moet nie die regering aanpak nie. Ek was in die moeilikheid met die riot police, wat natuurlik besluit het, hulle kan met batons en teargas skoolkinders aanval, wat in die optog deelgeneem het. Ek het 'n nuwe paar skoene verloor. My ma het my nooit vergewe vir dit nie. My broer het toe besluit om uit sy sak uit vir my 'n nuwe paar skoene te koop. Anders sou ek kaalvoet skool toe moes geloop het. Maar dit het gelei tot my ouers se besluit om te sê, jy gaan of boarding school toe in Lesotho, of jy gaan boarding school toe in India. Maar net op daai tydstip, toe maak die Department of Indian Affairs hulle eerste skool oop. En my ouers het toe besluit, ons pos jou daarna toe. Daar was 'n spesifieke boek geweest wat jou lewe verander het, The Merchant of Venice. Daai boek, and that moment in the book, where Portia appears in court dressed as a man, and goes out to protect her man against Shylock. And she says, you can take your pound of flesh without spilling a drop of blood. Toe het ek besluit, ek wil regter swat. Nou, ons maak 'n bietjie van 'n tydsprong en ons kyk later in jou lewe, het jy toe op die ouene nie gaan regte praktiseer nie. Ek dink ek het daai iets wat jy nodig het om in die regsveld in te praktiseer. En dis hoekom ek besluit het. Ek moet daai courtroom uittrade vir 'n boardroom. Nou, hoe het die kabelkarposisie in jou skoot geval? Ek het 'n geleentheid gekry by Grand Parade Investments, maar ek het iets meer dieper gesoek.
En dis hoe ek toe uiteindelik aansoek gedoen het. Eerste vir die pos by CTICC, wat ek nie gekry het nie. En die persoon wat my geïnterview het, sy naam was Dirk, hy is nou oorlede en ek is baie dankbaar vir hom. Maar 2 weke voordat ek besluit om vir die eerste keer New York toe te gaan, bel hy my en hy sê vir my, waar is jou CV? En as jy op hierdie en hierdie dag beskikbaar vir 'n interview? En ek gaan toe New York toe en ek koop vir my 2 pragtige rokke. En ek sê vir myself, die een is vir die eerste interview, want ek gaan hom eis, en een is vir die tweede interview, want ek gaan 'n tweede interview kry. En from blessings untold, I got the job. And I've never looked back. It's never been a prouder moment for me. Iconic Table Mountain, a new 7 wonder of nature. Die kabelkar spog met 'n 360 grade uitsig oor die stad en het na beraming tot op hede al nagenoeg 27 miljoen toeriste vervoer. Wahida, hierdie is 'n komplekse werk. Wat behels dit alles? Alles, soos jy in enige tradisionele besigheid sal kry, bemarking, finansiering, HR. Die groot emphasis by ons sit op operations en natuurlik die tegniese afdeling. Hoe hanteer julle die logistieke uitdaging? Want dit is natuurlik baie uitdagings wat op een punt bymekaar kan kom met verkeer, mense op, mense af van die berg af, dinge wat verander, die bekende weer, die wind. Absoluut. Dis al hierdie faktore wat die logistieke beïnvloed, maar dit kos koördinasie. En dit kos mense om konstant met mekaar te kommunikeer. Every day as ek opstaan, ek het 'n kans om die mooie views te sien en also om te interact met verskillende mense. So vir my is 'n groot privilege. Ek voel hier soos een wat kom werk toe, as like I'm coming to enjoy myself at work. Want I go for wat ek doen. As dat dag soos die, ons moet baie kalm wees, sodat ons maak seker dat ons kan die mense reg help. So as ons paniek, dan paniek die mense ook. As die mense queue, hulle is nooit gelukkig oor die queue nie. Maar as hulle nou op die kabelkar klim en hulle hoor nou die deure maak toe, dan is dit amper soos iets, is net 'n verligting. Hulle gesigte breiten op. Som raak bang en begin gryp vas aan die kabelkar. Anders flop sommer uit en faint in die kabelkar. So is 'n variety van dinge wat gebeur gewoonweg op die kabelkar. Die kabelkarretjie is baie spesiaal in dat dit een van 3 kabelkarretjies is wêreldwyd wat roteer. Soos dit opgaan na die top van die berg, kan mense 360 grade uitsig kry oor Kaapstad. Die veiligheid is natuurlik baie belangrik, want dit is mense se lewens wat in jou hande is. Absoluut. Alle goed word getoets in die oggend voordat die kabelkarretjie opgaan sonder mense. Tegniese ouens kom dou voor dag in om al daai toetse uit te voer. En wanneer hulle die go-ahead gee, dan weet ons, right, nou is ons reg om te rock and roll. En natuurlik iets wat baie belangrik is die kabelkarretjie is 'n reg uit water wat hy gebruik. Daar is tanke wat onder aan die kabelkarretjie vasgeklep word. As die wind sterk opkom. As die wind sterk opkom, dan gebruik ons daai tonne water om te help om die kar te stabiliseer. Onderhoud is natuurlik ook baie belangrik, né? Absoluut. Ons doen elke jaar, hierdie jaar was ons vir 7 weke toe om seker te maak dat ons hou alles in stand. Daar is baie streng skedules wat ons moet nakom om ons sertifikasie te behou. Jy hoor van 'n baas, Wahida se leier. Sy het 'n open door policy vir ons is meer as 200 werknemers hier. Hier is ons regtig familie van die leierskap af filter deur tot op onder. Hierdie is 'n uitdagende werk, maar wat sou jy sê is die beste deel van hierdie werk? Wel, wat jy nou sien is sekerlik die beste gedeelte. Maar ek dink ek werk met 'n ongelooflike span. As 'n vrou wat uitdagings oorkom en bo uitkom, watter raad het jy vir ander vrouens en ook jong dogters? Bly wie jy is. Hou vas aan die goed wat vir jou mens maak. Jy gaan met mense handel dryf, jy gaan met hulle hanteer en dis hoekom dit so belangrik is
dat jy lief moet wees vir die werk wat jy doen. Anders is dit maar net 'n pyn in die agterste. Ek dink dis heel gepas dat die moederstad se heel bekendste besienswaardigheid deur 'n sterk vrou soos Wahida bestuur word. Iemand wat opdraande reis ken en altyd op pad boontoe is.